Dubai, Here, Engeland, Australië, Mongolië, Frankryk, Here, dat Canada, die VSA, dat soveel mense nog die woord kan kry, want U maak dit moontlik, Here. U is die een wat alles moontlik maak, Here. U is die Alfa en die Omega, en die begin en einde, Here. En ons weet vandag, Here, dat ons afhanklik is van U, ons is niks sonder U nie, en aan U altyd al die lof en al die eer, vir alles, Here, wat U vir ons doen op 'n daaglikse basis. Ek bid, Here, dat U die woord sal seën wat vanoggend sal uitgaan, en dat dit vanoggend 'n verskil sal maak in mense se lewe, want ek glo dis 'n woord wat van U afkom, en ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Amen. Julle kan julle sitplekke inneem. Baie, baie dankie. Amen. Goeiemôre almal. Welkom by die kerk vanoggend. Ons kyk vanoggend na iets wat ons van kleins af geleer word, wat ons moet toepas in ons lewe. Hierdie ding gaan my irriteer in my sakke. Ek dink wat belangrik is, ek is baie keer vol nonsens. Ek wil niks sê wat my irriteer as ek preek nie. So ek dra niks by my nie. Ek het nie, my vrou sê altyd vir my, dra trouring, toe sê dan moet ek ophou preek. So ek hou van niks op my as ek preek nie, is dalk weird, né? En toe sê ek vir ook, hele Suid-Afrika weet ons is getroud, jy's alright. So in die boek van Efesiërs gaan ons vanoggend na iets kyk. Ek wil hê dat jy, as daar nou 'n diens is wat jy moet luister, is dit vanoggend sin. Nie dat ek sê jy moet nie die ander weke geluister het nie, maar ek wil hê jy moet baie ernstig vanoggend luister. Dis 'n gedeelte wat jy al 100 keer in jou lewe gehoor het, en 'n gedeelte wat jy soveel mense al wat dit in die oggende sê by hulle huise en so voort. Maar vanoggend toe ek wakker word en die Here hierdie vir my oopmaak, toe besef ek dis baie meer as wat ons dink. En ons gaan vanoggend definitief kyk na die wapenrusting van God. Maar op 'n manier wat ek excited is, ek kan nie wag nie. En dis daai van ek weet wat kom, maar ek kan nog nie ek moet nou relax. So ek wil hê moet vir my oopmaak in Efesiërs 6 vanaf vers 10. Ons gaan sommer dadelik begin. Daar's heelwat wat ons na wil kyk. En ek gaan jou sommer in die eerste vers vir jou sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. So die woord van God begin vanoggend en in die gedeelte in Efesiërs, en as jy wil weet of hierdie woord vir jou is dat alles wat hierna is, gaan jou kragtig maak in God. In die krag wat van God afkom en nie die mens nie, die krag kom uit die gehoorsaamheid uit. So as jy ondervind in jou lewe waar jy nou is, en ek ondervind het in my lewe dat daar 'n groot geestelike aanslag is op hierdie stadium, veral op ons familie, en ook op hierdie gemeente vir die mense wat dit nie weet nie, daar's 'n aanslag. Maar die realiteit is dat God het ons die wapens gegee hoe om hierdie aanslag te wat se naam en die ding is die kerkwêreld daar buite wil al hierdie supernatural dinge gaan soek hoe om die vyand te beklei terwyl God vir ons woord gee. En woord wat jy in gehoorsaamheid moet toepas om die vyand te gaan beklei, wat eintlik op die ou einde alles supernatural is. Maar daar's vir my hartseer dat daar's 'n kerk wat nou oral oppop wat supernatural is, maar nie word-based is nie. So jy kan nie 'n supernatural church wees without jy's nie word-based nie. Want alles moet op die woord gebaseer wees. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor alles gaan. So ons gaan vanoggend kyk na die wapenrusting, maar ek wil vir jou sê eintlik, so as jy nou kerk toe gery het vanoggend, is dit die beste manier om te begin. Eintlik my broeders, en ek gaan maar sê susters ook, okay? Word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ek gaan nie baie tyd op hierdie daai verse spandeer nie, maar ek wil net vir jou sê is dat die gedeelte wat ons vandag gaan lees, as jy gaan kyk na alles wat ons deur gaan en jy gaan sê, pastoor, ek ken hierdie. Wag. Byt vas. Okay. Maar daar gaan aanslae van die vyand wees, dis wat God se woord vir ons sê. En ek love mense wat vir my sê, ek glo nie hierin nie. Dit stop nie die aanslag van die vyand nie. So mense wat vir my sê, ek glo nie dat daar sulke goed is nie, dis fyn, maar die vyand gaan jou nog steeds aanval.
Maar kan ek vandag vir jou een ding sê? Daar is kinders van God wat vandag moet verstaan dat die waarheid kos 'n prys. Die waarheid kos altyd 'n prys. Jy sal altyd 'n prys betaal wanneer jy vir die waarheid staan en die waarheid toepas in jou lewe. En daai waarheid gaan partykeer wees dat jou vriendekring gaan kleiner word, die mense wat deel is van jou lewe gaan minder word, maar wanneer jy staan vir waarheid, moet jy weet dit gaan 'n prys betaal. En om hierdie toe te pas in jou lewe vanoggend, gaan ook 'n prys, jy gaan ook 'n prys betaal. So ek wil net weet, is jy bereid om 'n prys te betaal? Dis die vraag vanoggend. Wie hierso wat vanoggend hier sit, kom ons kyk eers of jy by die regte diens is, ondervind tans 'n geestelike aanslag op jou lewe soos nog nooit tevore nie. Wie ondervind dit op verskillende areas, jou finansies, jou verhouding met God, jou kinders, jou huislike lewe waar daar so baie dinge verkeerd gaan dat jy naderhand op Facebook lyk alles fyn, maar alles is nie fyn nie. As ek na jou kyk vanoggend is meestal van julle mooi aangetrek, nee, ja, meestal, maar baie van julle, maar van buite af lyk alles mooi, maar binne is daar 'n geveg wat jy besig is om te verloor en die Here het geweet jy gaan by hierdie diens aankom want God wil jou hy wil jou die wapens gee om staande te bly, maar jy gaan vanoggend op 'n plek moet kom waar jy besef en ek wil hê jy moet hierdie mooi verstaan. Hierdie vers ons like om hierdie vers te kwoteer, maar ons verstaan nie hierdie vers nie, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Wanneer jy dit gaan besef, gaan God jou lewe verander. Jou worstelstryd is nie, jy kan doen wat jy wil, jou probleem is nie die vlees nie, so jy kan nie met die vlees hierdie situasie uitsorteer nie. Jou aanslag by die werk, jou aanslag by die skool, jou aanslag by die kerk, jou wat ook al jou aanslag is nie 'n fisiese aanslag nie. Dit bly geestelik, en ek jou sê hoekom, want jy het 'n kant gekies. Dis wat gebeur in Christendom. Die dag wat jy besluit jy dien die Here, kies jy 'n kant. Wat dink jy gaan Openbaring oor? Was jy maar warm of was jy maar koud, maar nou dat jy lou is? Jy kies 'n kant. Ek kies 'n kant, en wanneer jy 'n kant kies, dan wil die ander kant hou nie van jou nie. Dis hoe dit werk. Jy kies 'n kant en dan rol jy met die ander kant. Dis hoe die lewe werk. En die ander kant worry nie of jy sit en niks doen nie. Die ander kant gaan bly aanval. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So daar is hierdie aanslag wat ek wil hê jy moet bewus word. Martin, daar waar jy sit vandag, Sean, daar waar jy sit vandag, moet jy besef dat daar's hierdie aanslag op jou lewe en die vyand wil heeltyd, hy wil verniel, hy wil jou onderkry en jy moet vandag in hierdie kerk nou 'n besluit maak voordat ek begin is dat ek wil dit nie meer hê nie. Jy sien, jy kan nie sê ek wil nie hê met jou mee aanval nie, want dit kan ek nie keer nie. God en sy woord sê dit gaan gebeur, maar ek wil staande bly teen dit wat hy my kant toe gooi. Ek gaan vir jou sê wat beteken dit om staande te bly? Beteken jou huwelik bly staande. Dit beteken jou finansies bly staande. Dit beteken dat jy bly staande om eendag hemel toe te gaan. En jy kan vir my vanoggend sê wat jy wil. Dit gaan alles hierdie gaan oor hemel toe gaan. Maar ons moet nog steeds in hierdie daaglikse lewe. En die vyand weet dit en hy wil ons onderkry. En ek en jy gaan nou na die wapenrusting kyk. Seker soos nog nooit tevore in jou lewe nie, dalk het jy al, maar ons gaan na dit kyk en God gaan dit vir ons oopmaak, want daar is sekere dinge wat ons gaan moet doen. En my vraag is net aan die begin van hierdie diens, ek is so excited oor hierdie woord, is jy gereed? Is jy gereed? Ek gaan gou vinnig iets vir jou sê. Ek dink is baie mooi. Die Heilige Gees het sommer dadelik vir my hierdie verse gegee nog voor die Here vir my Efesiërs 6 gegee. Dis baie mooi. Ek wil julle my mooi nou verstaan. So niemand moet nou voel ek val hulle aan nie. Dis baie mooi as julle in die oggend vir jou kinders leer, kom ons almal trek gou die wapenrusting aan. Ek wil gou vir jou vers lees. In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. Spreuke 14 vers 23. Dis die eerste vers wat God vir my gegee het. So die eerste vers is nie noodwendig die teksvers wat God vir my gee nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, om net vir mense te leer om die wapenrusting aan te trek, is not gonna change anything. Jy gaan die wapenrusting moet lewe. Jy gaan dit letterlik moet lewe.
Jy gaan letterlik dit moet toepas in jou lewe op 'n daaglikse basis en ek gaan nou al vir jou sê, ek wens ek kan vir jou sê ek kry alles wat hier genoem word onder die knie, maar daar's een van hulle wat ek nog mee sukkel. En ek in hierdie week eintlik agtergekom het en ek sal eerlik met dit wees. Okay, ek is nie so perfek soos julle nie. Okay, ek werk, ek weet, maar ek gaan nie toelaat dat dit my onderkry nie. Ek gaan vir julle sê hoekom, want die Bybel sê trek die volle wapenrusting aan. So ek wil hê jy moet vanoggend weet, moenie happy wees met 80% van die wapenrusting. Moenie happy wees met ewen 90% van die wapenrusting nie. As jy wil staande bly, Pedri, dan kyk jy vir my wanneer ek preek. Ek speel, okay. Okay. Dan luister jy gou. Jy ken al die ligte hier alles, Pedri. Jy ken alles. Okay. So vanoggend en julle gaan vanoggend my sê pastoor, wat gaan aan met jou? Ek wil nie hê die kinders van God moet val langs die pad nie. So ek wil hê jy moet, ek vra jou mooi, moenie al die pad hiernatoe ry en nie luister nie. En nou hier's die groot ding. Gaan huis toe en gaan pas dit toe. Jy kom elke week kerk toe en kry jy die woord. As jy die woord gaan toepas en God jou lewe verander, maar as jy net kerk toe kom en net huis toe ry, you will stop coming to church. Jy sal sê, is iets fout met hierdie kerk, gaan soek vir jou ander kerk, en by die ander kerk gaan presies dieselfde gebeur. Die verskil kom wanneer jy begin besluit, ek gaan hierdie goed begin toepas. En ek gaan vir jou sê, ek gaan dit weer vir jou sê, die waarheid kos 'n prys. Ek wil gou hierdie met jou deel, né? God praat vanoggend met Christene wat meer soek. En ek glo my wat ek vanoggend vir jou sê, daar's altyd meer. Ek soek meer. Ek soek meer. Ek soek 'n dieper verhouding met God, ek soek 'n beter verhouding met God. Ek soek 'n beter gebedslewe. Ek weet nie van julle nie, maar ek soek 'n beter gebedslewe. Ek soek 'n next level gebedslewe. Ek soek dit. Maar om dit te kan doen, gaan ek hierdie wapens moet toepas. So vers 13 kom dan en sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op. So wie gee vir jou die wapenrusting? Wie gee dit vir jou? God doen, okay? Sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat dit alles volbring het staande kan bly. So die Here sê vir jou, my kind, luister gou. Dis asof die Here vir jou sê fokus Shani, daar gaan aanslag wees, okay? Daar gaan fisiese aanslag wees wat in die gees aangeval word, maar in die vlees manifesteer en dan gaan die vyand definitief jou gedagtes aanval. En ons gaan daarby uitkom. En as jy jou gedagtes aangeval het, het jy die geveg klaar verloor. As jy nie staande kan bly teen die werke van die vyand nie. So dit gaan vanoggend se boodskap is om staande te bly. En ek wil vir julle eerlikwaar sê is dat in hierdie week was daar tye wat 'n ou gesukkel het om staande te bly. Ek is net eerlik. Wat jy net dink, ja, okay. Het jy al partykeer gevoel dat baie goed tref op dieselfde tyd? Maar verskillende goed, nie net een area nie, verskillende areas. Dan dink jy, okay, en dis die mense met wie God vanoggend praat. Ek wil hê jy moet vanoggend weet met wie praat God vanoggend. Die mense wat gevoel het in hierdie afgelope ruk, maar wat moet nou nog gebeur? Wat gaan nou nog gebeur? Wat se aanslag gaan daar nou nog wees? Want of dinge breek, of hierdie een is kwaad, of hierdie probleem kop, of die bus ry 'n muur af, of wat gebeur? Hierdie dinge gebeur, en dan my vrou sê vir my, wat nou? Toe sê ek vir haar, hey, wow. Dis omdat ons doen wat ons doen. Dis omdat ons staan vir wat ons staan. Dis omdat ons weet wie in ons regeer en wie in ons leef, dat die vyand ons kom aanval. Ek wil vir jou een ding sê, ek's bly jy klap hande, maar weer eens, hande klap is not gonna change anything. Julle hoor dat ek vanoggend sê, ek wil jy moet hierdie gaan toepas. En dan was van julle wat sê, nou, vertel ons nou. Okay? Ek wil net hê jy moet seker wees met wie praat God vanoggend. So ons gaan kyk, okay. Dit begin met die volgende woorde. As jy nou reg is om hierdie te doen, dan staan vas. Jy maak 'n stand vanoggend. En jy sê vanoggend af staan ek vas. Like a tree that's planted by the waterside, I shall not be moved.
Dis die eerste ding van die wapenrusting is dat hulle leer vir jou om te staan. As jy beklei, dan leer hulle vir jou om te staan. Hulle leer vir jou hoe jy staan. As ons by die rugby altyd die jong ouetjies geleer om te paas, jy leer vir hom met watter voet gaan jy as jy watter kant toe paas. Jy moet reg staan. So jy moet weet wat van jou verwag word. So jy moet vanoggend in hierdie kerk sê, ek staan vas, en dan kom ons by die eerste een wat die Here vir ons gee, die borswapen van geregtigheid. Heel eerste een. Hierdie is, en ek het al baie predikers hierdie gehoor sê, dis jou belangrikste organe wat hierso is en alles, maar ek gaan gou vir jou iets leer van geregtigheid wat jou lewe gaan verander. Okay. God praat met Israel deur Moses, nê, in Deuteronomium 16 vers 20. Nou ek gaan vir julle na baie verse toe blaai, maar ek weet nie, julle kan saam blaai of net saam luister en net neerskryf. Ek sal voorstel julle skryf neer. So in Deuteronomium 16 vers 20 praat Moses met die volk voor hulle die beloofde land ingaan. So daar's 'n beloofde land, nê? Okay. So elkeen van ons het 'n beloofde land, okay? Hulle noem dit die hemel, okay? Dis nie daai volgende groot paycheck nie, dis nie daai groot deurbraak nie, dis die hemel. Hoor wat sê wat is belangrik, nee, ek lees dit gou vir jou. Geregtigheid moet jy najag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die Here jou God jou kan gee. In Jesaja 56 vers 1, hulle gaan nie na daartoe blaai nie, sê hy doen reg en doen geregtigheid. En jy gaan vir my sê, pastoor, hoe is dit ewen 'n wapen? 'n Kind van God moet doen wat reg is. Nou wanneer jy doen wat verkeerd is, gee jy die vyand kans om jou aan te val. So jou eerste wapen wat die Here vanoggend vir jou gee, is dat doen wat ek van jou verwag, doen geregtigheid. Nou wil ek vir baie Christen besigheidsmanne sê, as jy wil hê God moet jou seën, doen geregtigheid. As jy wil hê die Here moet jou seën, doen geregtigheid. Moenie die triks of die try doen nie, moenie dinge doen wat verkeerd is nie, doen 'n ding wat reg is. Al maak jy op hierdie stadium minder wins, is jou wapen wat God vir jou gee, doen dit wat reg is. Want dit wat jy verkeerd doen, is 'n wapen wat weggevat word. Dink daaroor. Kom ek gee vir julle gou 'n voorbeeld. In 'n huwelik, nê? Het God nou, die Here kom nou vanoggend en sê in 'n huwelik is daar aanslaan, nê? As ek geregtigheid toepas in my huwelik, gaan ek 'n wapen hê waar die vyand nie in my huwelik kan inkom nie, want ek pas geregtigheid toe. Wat beteken, my vrou kan deur my foon gaan wanneer sy wil. Want ek pas geregtigheid toe in my huwelik. Nou kan al mans weet sê, ja, maar dis my foon is, man, dan wat steek jy weg? Wat steek jy weg? Hy vrouens ook, wat steek jy weg? Ek gaan gou vir jou iets leer van geregtigheid. God knows what you delete on your browser history. God weet. So jy kan dit delete, jy kan vir jou man delete, jy kan vir jou vrou delete, jy kan vir jou ouers delete, maar wanneer jy nie die eerste stap, want ek het jou gesê, staan vas, nê? Jy moet vas staan, en dan dink, okay, weet jy wat is die eerste wat ek gaan doen? Die eerste wapen wat God vir my gee, die borswapen, so jy moet trots wees. Jy weet daai flex oomblik, nê, daai trots wees, bors uit, daai borswapen van wat? Van geregtigheid. Dat as mense, as die vyand by jou kom, weet hy, ek gaan nie by hierdie ou reg kom nie, want hy doen dit wat reg is. God het vir hom 'n wapen gegee wat hom beskerm. Dit maak nie saak nie. Mense gaan jou nie kom traai nie, want jy doen dit wat reg is. En dis 'n fantastiese wapen om te hê, geregtigheid. Geregtigheid in enige aspek, ek gaan die huwelik nou weer gebruik, is dat ek het niks om vir my vrou weg te steek nie. 'n Ou wat nie geregtigheid doen nie, kan nie slaap nie. Jy slaap nie in die aande nie. Weet jy wat het ek opgetel baie keer? Jare terug is daar 'n man met my bel, maar sy vrou gee vir hom harde tyd. Sy maak hom klaar. As hy TV kyk, dan vra sy, hoekom kyk hy vir die vrou op die TV? Regtig? Nee, sy's mal. Was iets fout met haar. Okay, dat klaar gemaak. En as hulle in 'n winkelsentrum loop en dan as daar 'n vrou aankom en die vrou het net sy's net 'n vrou. En hy moeilikheid by die huis. En die man loop deur. En op jou einde, toe vind hulle uit dat sy het hom eintlik rondgevoeter. En dit het daar so opgeëet dat sy hom beskuldig het. Want daar was nie geregtigheid nie. So nou het jy nie vrede nie, want sonder geregtigheid is daar nie vrede nie. Daar's nog iets wat awesome is, wat jy kan gaan lees in 2 Timoteus 4 vanaf vers 8, is dat jy gaan 'n kroon van geregtigheid dra eendag.
Die Here gaan dit vir ons gee. Nou ek weet nie van julle nie, ek soek dit. Die kroon van geregtigheid. Ons gaan bietjie dieper gaan. Daai Christen wat sê, ja, ons baie Christen wat sê, ek wil net die hemel haal, dan's ek happy. Ek bly vir jou, maar ek wil krone dra. Ek soek krone, okay? Want ek het 60, 70, 50, ek weet nie hoeveel jaar op die aarde nie, genoeg tyd om krone te kry. So die eerste wapen wat die Here vir jou gee is geregtigheid. Maar nou moet ou gaan kyk dat wat behels geregtigheid alles? Is dit net op die areas in ons lewe wat mense ons kan sien of is dit ook in die areas wat mense nie kan sien nie? Dis op die areas wat mense nie kan sien nie. Ek gaan vir jou 'n stupid voorbeeld gee en baie van julle sê ons doen geregtigheid, pastoor. Weet jy hoe kom die vyand in jou lewe in? Is dat jy kyk 'n prent wat dalk heel moontlik gedownload is van 'n illegal site af en dit is eintlik ongeregtigheid. Maar is goedkoper, pastoor. Maar is nog steeds 'n manier van die vyand om deel te word van jou lewe. Nou smile julle almal. Die realiteit is, ek het jou gesê, dat die waarheid gaan jou 'n prys kos. En is nie God se wil nie. Dis sulke stupid goed waar die vyand ons vang. Dan wil ons vir die ou met die ongeregtigheid sê, maar jy maak droog, maar die realiteit is, hoekom is my ongeregtigheid beter as syne of slegter as syne? Maar ongeregtigheid bly ongeregtigheid. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. As jy deur jou TikTok gaan en jy moet video's delete want jou vrou check jou TikTok activity, ongeregtigheid. Vrou, jy moet jou man se goed check en dan as hy in die kamer inkom en dit net neersit, jy jok vir hom, dis ongeregtigheid. Hy het nou klaar geshower, sit die ding net neer, lig jy gaan af. Dis ongeregtigheid. Jy sien, dit is ongeregtigheid want dit is nie reg nie. Wanneer jy jok, Johannes 8 vers 44, dan volg jy die vader van die leuen. Sien jy hoe ons lose hierdie battle op stupid areas? En alles gaan op die ou ende oor ongeregtigheid. Maar wanneer daar geregtigheid is, moet dit nie saak maak nie. Of jy die foon in jou hand het of nie in jou hand het nie. En God praat met mense hier vandag. Want ons huwelike waar die ander nie toegang het tot 'n foon nie, dan wat steek jy weg? Wat steek jy weg? En as jy nou opstaan, weet ons jy is skuldig. So die realiteit is dat, en daai vrou, jy moet jou man kan vertrou, so, jy hoef nie heeltyd deur, verstaan jy hierdie dinge, hierdie ongeregtigheid wat in ons huise inkom, die dinge wat verkeerd is, wat buite God se wil is, om dinge te doen wat nie reg is nie. Het julle geweet, toe ons hierdie kerk bou, toe kom sekere mense na ons toe en sê vir ons, hoor hierso, as julle ons onder die tafel geld gee, en ek sê hierdie met die grootste wat ook al, as julle vir ons onder die tafel geld gee, dan keer ons dit vinniger goed, en dan kan ons hierdie kerk bou. Toe sê ek vir hulle, daar's nie 'n manier nie. So hulle wou geld gehad het onder die tafel, dat hulle vinniger vir ons hierdie kerk kan bou, hierdie munisipaliteit van ons. Ek het nee gesê, en ons het 6 maande gewag. 6 maande was hier geen gebouery hierson nie. Maar die kerk staan vandag hier. Jy sien, jy kan nie 'n kerk bou op ongeregtigheid nie. Jy kan niks bou op ongeregtigheid nie. Ek het jou gesê jy moet vas staan vanoggend. Ek wil hê dat jy moet gaan kyk en sê, weet jy wat? Nou weet ek waar kom die vyand in my lewe. Nou weet ek hoekom ek nie staande bly nie. Ons moet kan nee sê. Waarheid gaan 'n prys kos. Hierdie is waarheid, nê? En dit gaan 'n prys kos. As iets verkeerd is en jy weet is verkeerd, moet niks met dit te doen hê nie. Niks. Absoluut niks. En vanoggend begin ek aan soveel dinge dink, wat ek dink 'n ou in jou lewe toelaat, wat jy dink, ag, is nie die einde van die wêreld nie, maar jy weet is verkeerd. Maar is nie so verkeerd dat dit erg is nie, want almal doen dit, maar al doen almal dit, bly dit nog steeds nie reg in God se oë nie. So ek wil vanoggend vir jou vra, by die heel eerste een, hoe vorder jy? Hoe is geregtigheid by jou? Wat dink jy? Dis jou eerste wapen. Staan vas. Nou verstaan jy hoekom jy moet vas staan, hè? Want om geregtigheid te doen, gaan jy geleenthede laat verbygaan. Hey, as jy hierdie en hierdie doen. Ek was by 'n plek gaan preek, het 'n baie groot geleentheid. Ek dink dit het gesê daar was van so 5-6 000 mense wees. Ek het nooit opgevolg nie. Maar die ou het my gebel, het net nonsens gepraat. Het my gesê hulle wil my uitnooi om die hoofspreker te wees, maar ek mag nie praat oor sekere goed nie.
Toe gee hy my 'n lys goed. Toe sê ek vir hom, ek wil nie deel hieraan nie. Toe sê hy vir my, "Ekskuus, is 'n geleentheid of 'n lifetime." Toe sê ek, "Om nie die waarheid te preek nie, no ways. Ek wil nie deel wees daarvan nie." En hy sê, "Ek sal predikers kry wat mense kan lok." Toe sê ek, "Dis julle probleem, julle wil mense lok, maar wat help dit jy lok en jy gee nie vir hulle waarheid nie?" Jy sien, dit gaan oor geregtigheid, want hulle het geweet, as ons die mense lok, het ons toegang tot geld, en hulle het baie geld gemaak daai naweek. Dit gaan oor geregtigheid. So ons eerste wapen, ek wil hê jy moet daaraan dink vanoggend, voordat ek verder gaan, my eerste wapen teen hierdie vyand wat my aanval elke dag, is om te doen dit wat reg is. En te staan vir die waarheid. Al kos dit baie keer 'n prys, want jy gaan geliefdes hê wat na jou toe kom. Mense waarvoor jy lief is, wat dinge gaan verwag, en jy gaan vir hulle moet nee sê, want dit is verkeerd. En heel moontlik gaan hierdie dinge hulle help. En jy gaan die vark wees in die verhaal, omdat jy nee sê, maar kom ek vra vir jou een ding, gaan jy daai borswapen afhaal, terwille van iemand anderste? Want nou help jy hulle, maar jy het swak plekke nou waar die vyand jou kan aanval. Sien jy die prys wat betaal moet word? En by my huis sal daar geregtigheid plaasvind. Dis hoe dit werk. As eendag oud by ons kom kuier, pastoor, kan ek hierdie en hierdie gou doen? Toe sê ek, gaan buite my jaardag en doen jy dit. Hy sê, "Ekskuus, dis 9:00 die aand." Ek sê, "Ja, hier is my huis, jy gaan dit nie doen nie." Hy sê, "Ja, maar," ek sê, "my vriend, of jy ry," hy sê, "Ja, maar dis 10 minute." Ek sê, "10 minute is nie my probleem nie, gaan doen dit buite my erf." Jy gaan buite my erf, want hierso doen ons geregtigheid. Toe sê hy, "Dink jy is beter as ek?" Toe sê ek, "Nee, ek's net gehoorsaam aan die woord van God." Want hier gaan geregtigheid gedoen word. Geregtigheid. Daar's 'n vrou wat my onlangs message, en sy het daarmee regte besluit geneem, en sy wil weet iets oor skei of wat ook al, en maar sy's besig met 'n getroude man. En die man probeer vir haar eintlik 'n hele storie skep van al die ander goeters, en ek message haar en ek sê vir haar, "Weet jy wat, ek is regtig jammer om vir jou te sê, maar dit maak nie saak wat se storie hy vir jou spin nie, jy moenie besig wees met 'n getroude man nie, is verkeerd." Los daai gesprek heeltemal. En sy sê, "Ek het dit gedoen, pastoor." En die man kom met Bybelverse en allerhande goed om hierdie vrou se gedagtes te verander. En dis hoe die vyand jou geregtigheid steel. Geregtigheid is 'n wapenkind van God. Geregtigheid is 'n wapen. Wat het hulle gesê, die liste van die vyand, nê? Waar hy vinnig vir jou sê, "Kyk gou na hierdie vrouens. Kyk gou na hierdie vrouens. Sit in 'n eetplek, nou gee daai vrou vir jou aandag. Nou elke keer as jy eet, dan kyk jy so 'n bietjie vir haar, sy kyk so 'n bietjie van jou. Ongeregtigheid. Jy het mos 'n vrou wat voor jou sit. As ek ongemaklik voel, en ek het al in 'n plek ongemaklik gevoel, baie vrouens weet om te sit nie. Ek is baie eerlik vanoggend. Ek is eerlik vanoggend in die kerk. Ek sê vir my vrou, "Nee, die Here weet, daar in Mugambine Randfontein," sê ek van, "Nee, ek gaan hier kom sit." Sy sê, "Hoekom?" Toe sy sit, toe sê sy, "O." Toe weet sy hoekom. En die man wat bly sit, ongeregtigheid. Geregtigheid is 'n wapen, want nou kom die vyand en hy plant ander gedagtes in jou kop, en die vrou wat jy dien is nie meer goed, die Here wat jy dien, wat die vrou vir jou gee, daai vrou is nie meer goed genoeg vir jou nie. God is besig om lewens te verander, maar ons gaan geregtigheid moet toepas in ons lewe. En as daai klein areas, die vyand gaan nie ophou jou aanval nie, maar jy gaan moet staande bly, en jy gaan vir hierdie dinge moet nee sê. Daar waar 'n ou vinnig na jou toe kom en sê, "Hoorie so, wil jy vinnig 100 000 rand maak, jy moet net hierdie en hierdie doen." Dis nou nie heeltemal tegnies reg nie, maar ook so nie tegnies verkeerd nie. Nee my boetie, ek sal die Here gaan vir my soveel doen met die 20 000 wat ek het, ek gaan maar nee sê vir die 100 000. En later kom jy agter, ja, daar's weelde en weelde, maar eendag dit wat jy in die donker doen word in die lig geopenbaar, en jy was nie deel daarvan nie, en jy's nog steeds okay, en God het vir jou genoeg gegee. Nee, want jy gaan eendag, iets wat jy onder die tafel doen, iets wat jy verkeerd doen, hoor wat ek jou vandag sê, dit gaan uitkom, God se woord sê dit. Okay, so ons het geregtigheid. Verstaan julle almal nou geregtigheid? Okay, so staan jy nog vas? Is jy reg vir dit? Wie gaan minder movies begin kyk? Ja, julle weet. Ek glo dit ons as Christene sekere goed wat verkeerd is wil sugarcoat, maar as iemand anders dit doen, is hulle die grootste sondaars in die hele wêreld. Ons laat die vyand aan my huis toe vir 'n movie. Dan sal ek maar 'n bietjie wag of gaan movie. Of betaal 'n Netflix kyk. Verstaan jy wat ek sê? Doen dit eerder reg, want die waarheid kos 'n prys.
Ek hoop my kinders kyk. Okay. Hoor gou hierdie nê. Jogg, toe die Here vir my hierdie was awesome, okay. Is jy reg vir die volgende een? Hoor, ek het hierdie al verkeerd vir mense geleer. Hoor wat sê dit? Ek het dit kom ek sê so, ek het dit nie so verstaan soos wat God dit vir my oopgemaak het nie. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Dis nie die bereidheid om die evangelie te gaan verkondig nie. Luister eers klaar. Dis die bereidheid om waar jy gaan, dat die evangelie en vrede in jou lewe heers. Ek gaan dit gou vir jou verduidelik. As jy Romeine 12 toe gaan, hè, dan sien jy vanaf vers 17 tot 21, sê dit, dat moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ek moet bereid wees om skoene aan te hê, wanneer ek in 'n situasie is waar iemand kwaad aan my doen, moet ek bereid wees met die skoene van bereidheid wat ek aan het, want dit is nie bereidwilligheid nie, dit is bereidheid wat ek aan het, om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Ek het jou gesê die waarheid gaan jou iets kos. Dis 'n wapen wat God vir jou gee. So die persoon sê gou vir jou iets leliks en alles binne in jou wil jy vir hom iets terug sê, jy wil hom uithaal, jy wil hom sleg sê en die Here sê ek gee jou 'n wapen my kind. Enigiets wat jy nou sê gaan hulle later teen jou want jy dien my. Staan terug, trek daai skoene aan, hou daai skoene aan, moet dit nie aantrek nie, hou dit aan en loop weg en ek sal met hulle harte werk. Daai is 'n fantastiese wapen. En daai selfde gedeelte in vers 21 sê dit dat word kwaad. Ek love it as ek luister eendag na 'n prediker by 'n ding wat hulle my uitgenooi het wat net nie verstaan hoekom ek al was nie, maar hy sê dat as jy die Here dien mag jy nooit kwaad word nie. En ek sê maar jy's simpel man. En ek het dit nogal hardop gesê ongelukkig. En almal kyk so om. Oh, ek kan dit sê nie. Sê ek maar die Bybel sê word kwaad, maar moenie dat jy kwaad oorwin nie. Jy gaan mos kwaad raak. Dis onmoontlik om nie kwaad te raak nie. As jy vir my sê ek en Dani die week daaroor gepraat, Moses kom van die berg af op. Hy kom af, hy kan nie wag om vir hierdie volk hierdie wonderlike nuus te gee van die 10 gebooie nie. Wat doen hulle? Hulle dans om 'n kalf. Wat doen hy? Vat die goed en gooi dit stukkend. Moses het kwaad geword. Jy gaan ook kwaad word, maar die Here sê moenie dat die kwaad jou oorwin nie. En hoe oorwin die kwaad jou? Want dit is 'n wapen. Die dinge wat jy sê as jy kwaad is, kan jy nooit weer terugvat nie. Wanneer jy kwaad is en jy sê iets, ek sê iets vir Shani, vergewe sy my en sy's lief vir my, maar sy kan sê wat sy wil. Dit wat ek gesê het maak seer. En die Here sê kom ek gee jou 'n wapen dat die vyand nie lelike gedagtes in die ander persoon se kop sit nie. Moenie dat jy die kwaad jou oorwin nie my kind. Ek wil hê met daai skoene, want hier is die groot. Jy gaan nou sê maar pastoor, hoekom skoene? Nou as ek in hierdie situasie die bereidheid om die evangelie van vrede te hê en weg te stap van hierdie conversation af. En weet jy waar is dit die moeilikste vir my? Op Facebook en TikTok. Want die mense like daar om nou en dan iets kwyt te raak daar van my. Dan raak hulle die dinge, dan val hulle my aan en hulle sê al hierdie goeters. En dan in die verlede nê, as ek vir my vrou gee maar daai foon, dan rol ek met hulle daar op Facebook. Dan sê ek daar vers en ek's daar. En weet jy wat, later daai aand as ek gaan bid nê, dan kyk ek hoe ek soos 'n kind opgetree het. Want ek het my skoene uitgetrek. En die persoon wat ek mee veg is nie die persoon, geen skade is aan hom gedoen nie. Maar hoeveel skade is gedoen aan my bediening en aan die koninkryk van God. So die Here gee ons hierdie skoene wat jy bereid is om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, om 'n evangelie van vrede te watsen hom. En in hierdie week toe kom ek agter, ek het kwaad geraak vir 'n persoon wat ek het uitgery daar by Dani, ek het hom afgelaai, ons het gaan gym en ek stop so by die stopstraat en Dani, hulle stop nie daar by jou nie. En daai ouens ry by daai hospitaal net reg oor en ek waak vir hom so en hy het gedink ek is doof. Want hy het toe vir my 'n teken gewys wat nogal 'n impak gehad het op my. En ek raak kwaad in daai kar en as julle verbygery het julle gesien hoe sit ek in daai kar en jy sien net dit. Ek
slaan die stuurwiel en gaan mal daar. En ek ry huis toe. Nou niemand het dit gesien nie, almal van julle weet dit nou. Maar ek ry huis toe. En ek kom by die huis en ek gaan na my vrou toe en ek vra vir haar, ek's jammer oor nou die dag. En sy sê my man is hoe lank terug? Ek sê die Here verwag beter van my. 'n Ou wat 'n stopstraat skiep en my vloek. Moenie my onderkry nie, my pa is die koning. Ek weet nie van jou nie en ek wil nie hê dat jy moet vanoggend hande klap vir dit nie. Dis die area waar ek my skoene uittrek partykeer en ek het vanoggend vir die Here gevra om my te help. Om my skoene aan te hou sodat ek vir die mense om my wie dalk ook met dit sukkel moet kan opkyk na hulle pastoor en sê maar kyk hoe hanteer hy dit. Elise, as jou kinders agter jou ry, dan moet hulle of langs jou stop met hulle kan kyk, dis my ma dien die Here in haar kar ook. Dis my pastoor, ek luister elke oggend na sy boodskappe, maar hoor hoe vloek hy daai ou. En ek het hom nie gevloek nie. Ek was net frustreerd. Ek het 'n breiwaad oomblik gehad. 'n breiwaad oomblik. En ek het die Here teleurgestel. En weet jy wat, dit is dan nie die volle wapenrusting nie. Partykeer het jy, en ek wil hierdie gou met jou deel, partykeer het jy maar mense wat onder jou vel inklim, wat uitgaan om onder jou vel in te klim. Wat daar, ek sweer, dis asof die vyand hulle daar gesit het, om onder jou vel in te klim. Was jy al ooit in 'n situasie waar iets gebeur het, maar jy kan nie jou kant stel nie, en die ander almal bly net na die ander kant luister, en jy kan net nie jou kant stel nie. Ha? Wie voel so? Het jy geweet, elke keer wanneer iemand kwaad is, en hulle gaan uit die kerk uit, dan moet ek elke keer my mond hou, en ek kan nie my saak stel nie, en dan hoop en bid ek, dat mense regtig luister, na die gees van God, en gaan bid oor 'n saak, en dan partykeer sê ek vir my vrou, ek brand, en dan sê my vrou vir my, jy kan nie my man, ek kan nie, en dan wil ek so graag net iets sê, en dan hoor ek al die dinge wat mense vir my sê, en die dinge wat hulle kwytraak, want hierdie goed kom maar by jou uit, tot vandag toe, en dan vra ek die Here, gee my net daai vrede, want die evangelie gee vir jou vrede. Hoekom gee die evangelie vir jou vrede? Dis 'n evangelie van vrede. So, dis 'n wapen om nie te reageer nie, op die manier hoe hulle dit wil doen nie. Dis een van die awesomeste wapens. Dis een van die awesomeste wapens. Ons is gister in die mall, en ek loop saam met my vrou, en daar's 'n man wat verbyloop, ek het daar nie eens gesê nie, en hy staar vir my vrou. En nou kyk ek vir hom, en jy weet daai, weer daai borsie uit, maak of jy iets dra, laat jy bietjie flex. En ek dink vir myself, ek weet nie of sy dit gehoor het, ek sê jy deur die muur gooi. Ek het kwaad geword, maar die kwaad het my nie oorwin nie. Ek wil vra dat die Here jou vanoggend 'n wapen gee, waar jy die skoene aantrek van bereidheid, om die evangelie van vrede daar buite te gaan verkondig, nie net deur jou woorde nie, maar deur jou aksies. Waar jy in 'n situasie sit, nee, hoor hierdie wapen, waar mense sit, want hier's die groot ding, en hier's waar die Here dit vir jou gaan oopmaak nie. Jy kom by mense uit, en jy praat met hulle, en daai mense sê vir jou, hoor jy, hulle dit en dit van jou gesê, meisie, en in daai oomblik, moet meisie die keuse maak, wat gaan ek doen? Gaan ek my skoene uittrek, en gaan ek saam praat, of gaan ek sê, maar weet jy wat, dis hulle opinie, en ons bid dat die Here hulle seën. Want hier's die ding, meisie, as jy terugpraat, nee, daai mense gaan saam met daai ander mense oor jou praat. Jy sien, dis 'n wapen, die vyand gaan dit net later teen jou gebruik. Maar wanneer jy die wapen wat die Here vir jou gegee het, hierdie wapenrusting aantrek, en in daai situasie sê, want jy kan sê wat jy wil weet wat hulle sê. Dis in ons. Lukas, Petrus in jou, jy soos in, wat sê hulle? Wat het hulle gesê? En dan praat hulle sê, nee, ek wil nie hoor nie. Okay, maak klaar. Okay, jy sê, en die Here kom vanoggend, en die Here sê, my kind, sê vir hulle in die begin, nee, ek wil nie weet nie.
Al wil jy weet, want die vyand gaan dan haat in jou en kwaad en hy gaan jou seermaak. Jy wil weet wat sy gesê het, nee. Die Here sê, jy hoef nie te weet wat sy gesê het nie. Trek daai skoene aan. Ek het jou weer gesê, nee, staan vas. Nou het ek geregtigheid, ek doen wat reg is, en ek het die skoene aan, en wat is ek nou? Ek's bereid om vir vrede te staan, want ek dien 'n God van vrede. So ek gaan nou vrede staan, en ek gaan vir julle eerlikwaar sê, hierdie is die moeilikste een vir almal vir my gewees. Dis nie die maklikste een wanneer jy by 'n plek kom, en niemand kom agter, behalwe jy dat daai persoon jou so hanteer nie. Julle almal weet waarvan ek praat. Julle weet daai persoon wat so in jou face is, by 'n funksie, dat hulle is eintlik half arrogant hoe hulle jou hanteer, en dan in jou dink jy, jy voel dit, man, die tension is daar, maar jy bly nou maar stil, want dis wat God wil hê, want die groot ding is dat, dan kan hulle niks van jou sê nie. Dis 'n wapen, ouens. Ek het julle gesê dat die vyand kry ons onder met goeders wat ons elke dag doen. En ons wapenrusting is nie net iets wat jy aantrek nie. Dis iets wat jy lewe. So gaan jy in daai gesprek kan nee sê, in daai WhatsApp. Ek wil net gou vir jou, ek weet nie of ek eintlik hierdie vir jou moet sê nie. As iemand vir my sê, dan ek dink dadelik hulle soek geld. Voel julle ook so? Dink ek, die Here weet. Ek gaan hierdie aan laaste antwoord. Sê my vrou, hier's 2 boodskappe op jou WhatsApp, dan sê ek weet nie, ek sê Leeu supporter, sorry. Ek doen niks haais nie. Ek swem nie eens diep nie, ek doen daai nette. En 99% van die tyd is daai boodskap dit. En dan sit ek dink ek, jenetjie tog, ek het myself oopgelos vir hierdie een. Wanneer jy volgende keer in daai situasie sit, dan moet jy kan sê, Rikus, nee. Jy moet kan sê nee. Hoekom? Want my pa is die koning. Ek wil jy moet dieper gaan, hè? Daar moet dieper gaan. Ek gaan nie ingee nie, want my pa is die koning. Daar's mense wat hulle fight dieselfde battle oor en oor, en dan maak jy elke keer deel daarvan. Van vandag af sê hy, ek fight nie meer jou battle nie. Ek weet nie met wie is God besig om mee te praat vanoggend nie, maar jy moet laat hulle nou die battle fight, hulle bly foute maak, laat hulle nou maar foute maak en bid vir hulle. Staan jy terug, want elke keer as jy hulle moet gaan help, moet jy iets van jou wapenrusting moet jy uittrek. Jy trek jou wapenrusting vir niemand uit nie. Hoor wat ek vanoggend vir jou sê, jy beteken vir daai persoon niks as jy anyway jou wapenrusting uittrek nie. Jy trek vir niemand jou wapenrusting uit nie. Daar's te veel mense wat dieselfde dom foute oor en oor maak, en dan elke keer moet jy alles kom opmop. Gooi vir hulle die mop en sê, nou begin jy self opmop. Jy gaan nou self begin skoonmaak. Jy gaan nou self, ek wil gou vir jou ietsie leer vanoggend, nê. Party mense, jy dink hulle kan nie sonder jou nie. Onttrek 'n bietjie, hulle sal alright wees. Julle hoor nie. Hierdie is nie eens deel van die boodskap nie, maar God is besig om mense te praat vanoggend. Onttrek 'n bietjie, hulle gaan nou right wees, want hulle hou jou besig terwyl die vyand jou familie uitmekaar uitskeer. So van nou af gooi jy vir hulle die mop. Kom hulle, nee, kom mop op. Nee, mop jy op. Ek kan nie al gemors nie. Gaan mop op. Jou mop, daar's water, gebruik jou eie mop, is my water, my mop. Kry 'n mop. Dis al hoe hulle gaan leer. Partykeer is dit jou kinders. Partykeer is dit jou vriendin, partykeer is dit jou ouers. Partykeer is dit jou man. Jou man, nee, jy wou uit nooit daarso. Gaan mop op. Gaan nie verder mop nie, want hierdie goed steel jou joy, nê. Dieselfde goed oor en oor. Kom ons gaan verder. Ek wil klaarmaak want ek weet julle is honger. Okay, hoor gou hierso. Behalwe dit alles neem die skild van geloof. Nou hierdie okay, as julle hoor gou hierso, nê. Behalwe vir dit alles neem die skild van geloof op waarmee julle al die vuurige pile van die bose sal kan uitblus. Nou ek het vanoggend sit ek en ek sê Vader, ek weet hierdie is ek kan praat oor geloof hier en alles, maar ek sê ek wil weet wat blus water uit in die Heilige Gees is soos water. Wat blus vure uit? Water. Ek is een van daai ouens, ek soek 'n vers wat dit vir my sê. En ek vra die Here, ek sê Here, wat nou? Wat doen ek hierso? Want ek weet hierso sê U dat daar's vuurige pile wat afgeskiet word en my geloof gaan soos water wees wat
dit gaan 'n skuld wees wat nie by my uitkom nie. En die Here vat my na hierdie vers, ek is so opgewonde en Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal nooit weer dors kry nie, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in ewige lewe. Nou hierdie is awesome. Okay, so ek gaan gou vir jou verduidelik nie. Jesus sê dat as jy na hom toe kom nie en jy besluit om hom te dien, gee hy vir jou water nie. Daai water is 'n fontein van lewende water wat in jou opspring. Daai water bly binne in jou vir ewig. So, wanneer jy daai water het binne in jou, gaan jy nie dors word vir die dinge van hierdie wêreld nie. Jy gaan mos hierdie water hê wat jou vul. Maar nou is die vyand besig om pile in jou af te skiet en voordat dit by jou uitkom, het die water dit klaar geblus, want die water wat die koning vir jou gegee het, is hier binne in jou. En ons van die goed wat jy nie eens van weet nie. As mense wat vloeke oor jou wil spreek, dan skiet hulle daai pile af, maar die water van die koning van konings en die Alfa en die Omega binne in jou, laat daai pyl nie eens naby jou kom nie. Dis soos 'n skild om jou. Toe ek hierdie lees, ek sê, dis kwaai. Dis kwaai. Want die water binne in my, nê, is 'n fontein van lewende water wat opskiet tot in die ewige lewe. En dis 'n fantastiese wapen, want die wêreld kom en sê, vat 'n slukkie hiervan, sê nee, ek het genoeg water binne in my. Wat 'n water het jy binne in jou, Sonja? Water wat die Alfa en die Omega aan die begin en einde vir my gegee het. En daar's niks wat hierdie wêreld vir my kan bied. Daar's van julle, nee, kom ek vra julle gou 'n vraag, nê? Julle was nou skieurig, toe kom kyk julle wat gaan hier by die kerk aan, nê? Julle was net skieurig. En toe sê julle, nee, ons gaan net kuier. Net een Sondag deurry. Ja. Toe proe jy 'n bietjie van die water. Toe in die week, met alle respek, en ek sê hierdie met alle respek, gaan jy weer na die ander plek toe. En ek sê hierdie met respek teenoor die ander kerk. Jy kom agter, joh. Water proe nie selfe na die diens nie, ja. Want in die week as ek nog dors vir goed. Ja, ek gooi so nou en dan water in my gesig en ek loop hier uit nat, maar jy weet, het jy al nat hier uitgeloop? Hoe uitloop jou vrou vra, hoe was die diens? Ek gaan later hieroor praat. En voor jy jouself kry, dan kom jy agter, maar ek soek hierdie water. Hierdie water wat vir my gegee word. Ek wil julle gou waarsku in 'n huwelik, albei moet die water drink. Want as die een hierdie water drink nie, gaan die ander een bly dors bly vir ander goed. En dit gaan skeiding bring in jou huwelik. Dit gaan Lukas 12 bring waar die Here Jesus sê ek het gekom om verdeeldheid te bring op die aarde. Tussen pa en dogter, tussen ma en seun. Daai vers is vreemd, maar eintlik is dit omdat die een besluit om die Here te dien en nie die Here te dien nie. En ek wil vir elke persoon hierso sê, man of vrou, moenie verbaas wees dat jou vrou jou eendag gaan los omdat sy God kies bo jou nie. Ons mense wat vir my gaan kwaad word en sê pastoor Des, jy kan nie sulke goed sê nie. Daar gaan 'n tyd kom in jou huwelik en in jou lewe wat jou vrou vir jou gaan sê, maar jy gaan nou die Here saam my dien of ons kan nie meer hierdie doen nie. Want ek kan nie meer hierdie pad so stap nie. Ek kom van die kerk af en ek dien die Here en ek loop 'n pad met die Here, maar jy kies om nie die Here te dien nie. En baie keer wil jy na jou man kyk of na jou vrou kyk en sê, maar ons was in dieselfde diens, wat gaan aan met jou? So God wil vanoggend vir jou 'n wapen gee wat sê, drink julle albei van die water. Drink julle albei van die water. En ek sal seker maak dat elke vuurige pyl wat op jou afgeskiet word. So daai vyand wat probeer om jou besigheid te steel, die Here sê, jy sal nie eens van dit weet nie. Daai pyl sal nie eers succeed nie, want my water is in jou, my kind. Hulle gaan niks teen jou kan doen nie. Daai nuus wat oor jou gespreek word, dat dit gaan nie die impak hê wat hulle sê dit gaan impak hê nie. Hoekom? Want my water is in jou. My water is in jou, my kind. Daai dinge wat oor jou kind gespreek het, jou kind gaan dit maak. Hoekom? Want jy het jou kind geleer van die water in hom. Ek wil hê dat jy moet vanoggend net besef, die wapen wat hierdie is, nê, is 'n fantastiese wapen. Dis wat jou geloof so sterk maak, want ek sê jou een ding, dink logies daaroor hoe ons geleer is in die sonnaarskool. Jy kan nie hoe gaan jy agter 'n pyl keer?
Dit sê soos 'n skild. So jy moet daai water hê om staande te bly teen die vyand. Julle stiller is gewoonlik, ek dink as ek maar die winter begin, ek weet nou nie wat dit is nie, maar want as jy van daai water drink, nê, dan dit verander jou lewe. Ek het nie meer dors na baie goed wat God my vrygemaak het van nie. Ek wil inteendeel vir jou sê, ek het dors na niks wat God my vrygemaak het van nie. Ek het geen behoefte aan dit nie, maar kan ek jou waarsku vanoggend, ons gaan nou nog by iets uitkom, en ek dink dis tyd dat ons daarby uitkom. Baie mense verloor die geveg in hulle koppe. En dan as jy die geveg daar verloor het, sit ons met 'n probleem. Ek dink is so 2 van hierdie een af. So ons het geregtigheid, julle weet hoe dit werk. Ons het skoene, ons het so skoene, okay, en dan het ons die borswapen, of die skild, okay? Maar hoor nou die laaste gedeelte, behalwe die geloof, die skild van geloof, die tweede laaste een, en dan die helm van verlossing. Ek het baie gedink oor hierdie een, okay? Die helm van verlossing. Nou, die fokus hierso is op verlossing. Ek wil gou vir jou ietsie lees. Okay. Jy weet 'n helm sit jy op jou kop. Okay? Nou ons moet verlossing verstaan om hierdie gedeelte te verstaan. Dit sê in hom, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van misdade na die rykdom van sy genade. Hy wat oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Okay, so gaan dit vir jou opbreek. Dit klink amper so 'n wiskundige vraestel. Ek het baie keer sien ek vir julle vers lees, jy almal so sê, asof jy julle verloor, maar ek gaan gou vir jou hierdie vers sê dat wanneer jy verlos is deur die bloed van die lam, gaan God vir jou nuwe wysheid en verstand gee. Jou nuwe wysheid en verstand is jou helm van verlossing. So ek gaan gou vir jou ietsie leer. Jy het jou helm van verlossing op, jou wapen wat God vir jou gegee het. Iemand sê vir jou jy's nie goed genoeg nie, maar ek is dan goed genoeg want hier sit my sterf by die kruis van Golgotha. So ek gaan okay wees. Ek het 'n helm van verlossing op. Okay. En ek gaan die hele preek hierdie baadjie aanhou. Dit is so freaking moeilik. Dit pla my die hele diens. Okay. So kom ons gaan bietjie dieper. Kan ek nou bietjie onderbreek? Okay. So hier is die groot ding. Die vyand kom in jou gedagtes en hy val jou eerste daarin. Het jy dit geweet? Sherin loop verby mense by 'n winkelsentrum. Sy hoor haar naam. Die eerste ding wat die vyand vir haar sê is dat hulle praat negatief van jou. Ons dink nie aan die positiewe nie. Ons dink aan die negatiewe. Praat hulle dalk negatief Dries? Ja. Praat hulle dalk positief? Nee. Ons weet nie. Maar wanneer ek die wapen het van die helm van verlossing, dan worry ek nie wat jy vir my sê nie. Want ek gaan nie laat jy my joy steel nie. Die vyand kom altyd met hierdie gedagte en kom ons gebruik die foon storie. Ek kom in die kamer in, die foon, Shani sit die foon dadelik neer want ek het vinniger gesels wat ek gedink het. Okay, ek speel. Ag, jy's so mooi. Ja. Okay, so okay, en nou wat gebeur is dat sy ek wonder en ek sê vir haar niks, maar nou as ek in my gedagtes kom die vyand en sê sy vertrou jou nie. Nou later dink jy wel, as jy my nie vertrou, gaan ek jou wys. Verstaan? Maar in die helm van verlossing kom die Here en weet jy wat sê hy, Helene? Hy sê, die Here kom en sê, ek het jou verlos. Jy sit 'n helm op waar ek vir jou leer dat my bloed het ek vir jou gestort op die kruis van Golgotha. Ek het jou vrygemaak van soveel dinge, my kind. En onthou Johannes 8 vers 34 wat sê, op enige sonde wat jy verbygesê het, diensknegt van, want ek verstaan nou wat God se woord sê. Nou weet ek in die helm van verlossing, die vyand kom en hy sê, hoorie Dani, kyk gou na daai pon en jy soos in nee, die Here gee my wysheid en verstand. Nee. Die helm van verlossing leer jou om nee te sê in jou gedagtes voordat jy praat. Dis jou grootste oorwinning.
Die oorwinning is nie om nee te sê terwyl almal vir jou sê nie, Jakob. As jy by almal is dit maklik om ja te sê, nee te sê. Maar in jou gedagtes nee te sê, dis die oorwinning. En as jy dit later nie sou almal verduidelik daar by die hospitaal is, hulle sê wat fout met haar, want jy praat by die algemeen baie. So jy weet verstaan. Hulle sê waaroor praat hierdie vrou? Hulle sê dis niks, jy moet hoor dat my gedagtes aangaan. Ek sê altyd vir my vrou, sy sê my man, jy praat die grootste klomp weird goed. Toe sê ek my vrou, jy weet nie wat hier binne aangaan nie. Ek sê nie vir jou alles wat hier binne aangaan nie. Maar ek het 'n weird manier om na die lewe te kyk, baie keer 'n funny manier. Waar ek weet nie Eugene, in situasies waar jy nie moet lag nie, wil ek lag. Dan weet jy moenie nou lag nie. Eendag roep mense my, hulle sê vir my, "O, die pastoor, jy moet die ou kom begrawe." Toe sê ek, "Ja, julle gaan my 'n rukkie moet gee." En hulle vra, "Hoekom?" Ek sê, "Want ek het nou net iets heavy van hier buite gesien." En ek kan nie op lag nie. En hulle sê, "Pastoor, maar jy moet die ou kom begrawe." Sê ek, "Hy gaan nêrens heen nie. Hy is klaar dood." So ek sal later hier by uitkom. Jy sien die helm van verlossing laat jou besef dat die Here beskerm jou om te sê, "My kind, ek het jou klaar verlos, jy hoef nie in te gee vir sonde nie." Amen. Ek hoef nie 'n diensknegt te wees nie, maar die vyand kom met die suggestion. That's all he does, he makes a suggestion. Hy maak 'n suggestion, hy sê, "John, kom ons doen dit. Annelies gaan nie uitvind nie." Okay? En John het die helm van verlossing aan en hy sê, "Maar nee. Ek is klaar verlos deur die bloed van die lam." So, kom ek verduidelik dit gou vir jou. Wat is jy verlos van? Gaan dink in jou lewe wat jy verlos is van, want dis die goed wat die vyand jy weer uitnooi na toe. Jy het geweet. Hy kom met dit. Johnny, hy doen dit. Hy sê vir jou en hy maak dit altyd so mooi lyk, hè? Hy laat nie sonde lyk nooit sleg nie. Sonde lyk altyd lekker. Hy laat sonde so lekker lyk, maar nou kom die Here en hy sê, "Ek beskerm jou. Ek beskerm jou, Elsa. Moenie iets sê van die ander vrouens daar by Vriendskap Tuiste nie. Ek weet jy wil. Die helm van verlossing, wanneer daai gedagte opkom, is wanneer die Here jou beskerm. Want as jy dit daar verloor het, kan ek jou vandag sê, kom depressie en hy word jou grootste vriend. Anxiety word jou grootste vriend en negativiteit word jou grootste vriend. En jy glo dan die dinge wat die vyand vir jou sê, wat 10-1 hierdie waarheid is nie. Het jy al gesien as jy die helm van verlossing uittrek, het jy 'n fight met jou vrou gehad en sy is daar nie. En sy het klaar die fight verloor. Wie het al 'n fight met iemand gehad, hulle is nie eens daar nie. En moenie vir my sê dan, jy het al gefight op pad na haar toe, nê? In die kar. Ja, dan gaan ek vir haar dit sê en dan moet sy dit verstaan. En ek het nou genoeg gehad, daai mense hulle nie is in ons saak en ons sal dit mos sommer. Jy helm van verlossing klaar. My kind, ek het jou vrygemaak. Moenie worry oor die goed, jy gaan hoor die waarheid by die persoon self. En jy gaan my sê, "Pastoor, hierdie is stupid." Annelies, dis 'n wapen. Dis 'n wapen wat God vir ons gee. 'n Fantastiese wapen om die helm van verlossing in te hê. Tienermeisies en tienerseuns, hierdie is 'n fantastiese wapen om te hê, want die vyand wil jou altyd laat minder voel as wat jy is. So jy moet op 'n plek kom en sê, "Ek trek vanoggend die helm van verlossing aan." Hoekom? Want ek is verlos deur die bloed van die lam volgens die woord van God en niemand bepaal my waarde behalwe God nie. So nou het jy dit nie aan nie, nou probeer jy. En dink daaraan hè, as jy die vyand glo, gaan jy heeltyd probeer goeters doen om te wys dat dit nie die waarheid is nie. En hoe meer jy dit doen, hoe meer skuldig lyk jy anyway. Het jy al dit agtergekom? Het jy al probeer nie skuldig lyk nie? Dan lyk jy meer skuldig. Dis soos, julle is die stupidste voorbeeld, maar daarom ken julle my. As jy by 'n winkelsentrum uit 'n toilet uitstap en jy wil vir hulle sê, maar dit dis ek wil nie maar jy is nie ou wat okay. Die helm van verlossing sê vir jou, jy ken reeds die waarheid, so hou op jouself te probeer verduidelik die hele tyd want jy maak droog. Dis 'n fantastiese wapen. Martin, jy weet wat die wapen is. Ek gaan nou Martin as 'n voorbeeld gebruik. Weet jy wat, baie keer wil ons onsself verduidelik aan familie en vriende, maar jy weet wat die waarheid is, jy het die helm van verlossing aan. En hoe meer ons onsself probeer verduidelik, hoe meer droog maak ons, in plaas van ek weet wat die waarheid is, ek hoef niks te verduidelik nie. Ek hoef niks te sê nie. Hoekom? Want ek weet wat die waarheid is. En wat is die waarheid? Ek is verlos deur die bloed van die lam. Daar's soveel mense wat in hierdie kerk sit vandag, nê, wat God jou vrygemaak het van goed, maar ander mense glo jy nog steeds nie.
Maar God het jou vrygemaak. En ander mense sal bly dit opbring. Mense wat sê hulle bid vir jou, bly jou verlede opbring. En jy moet nou op 'n plek kom en jy sê, jy kan sê wat jy wil, ek weet wat die waarheid is, God het my vrygemaak. Sê wat jy wil, doen wat jy wil. Sê, raak mal, doen wat jy wil. Ek hou die helm van verlossing aan, want ek weet ek is verlos deur die bloed van die lam. Dink net aan Eugene. Ou se lewe gaan net soveel makliker wees. Ek het dit aan. En jy moet dit die hele tyd aan hê. Want oral waar jy gaan die vyand jou altyd laat hoor. Ons hoor nooit goeie goed nie, Tannie Elise. Nooit goeie goed nie, Tannie Pop nooit. Ons hoor net al die slegte goed wat ons doen. Jy hoor net dit. Jy hoor nooit die goeie goed wat jy doen nie. Jy hoor net altyd die slegte goed. Hier kom die Here vanoggend sê, my kind, ek wil vir jou 'n wapen gee in Efesiërs 6. Hulle noem dit die helm van verlossing, wat ek dink maak saak. Amen. So die wêreld kan jou herinner van wat jy verkeerd gedoen het, maar jy het klaar vir my jammer kom sê. So dis verby. Kan ek jou gaan nog ietsie leer? Nie elke gedagte is jou gedagtes nie. Ja. Ek het jou gesê die vyand kom en hy fluister ietsie. Want ek gaan gou vir jou en ek weet nie hoekom praat ek so oor verhoudings vandag nie, maar ek gaan gou vir jou een ding sê. Die vyand soek nie hier in die wynand. Hy soek nie liefde. Hy soek nie goddelike liefde in 'n huwelik nie, hoor. Hy probeer alles om 'n huwelik op te breek. Hy probeer alles om vriendskappe op te breek. En weet jy wat doen hy? Hy probeer alles, as jy die geestelike sterk persoon is in 'n vriendskap, probeer die vyand alles om jou uit daai persoon se lewe uit te kry, want jy gaan iewers vir hulle die waarheid gee. Die waarheid kos 'n prys. Amen. En dis die moeilike ding. Ja, die helm van verlossing, né? En daar was van julle wat sê, hoorie, hoeveel van hierdie goed is daar? OK, want jy praat so lank oor die een, ons gaan nooit hier uitkom nie. Here, helm van verlossing, help my dat ek nie negatief bly nie. OK. Ek het die ander dag iemand wat my 'n boodskap stuur, soos altyd. Jy weet ek love die boodskappe. Sê hulle vir my, pastoor Des, ons het julle kerk besoek, maar ek is net baie bekommerd omdat jy in jou kerk die volgende woord gesê het dat once save always save is 'n pot snot. Toe sê die vrou, verduidelik dit asseblief vir my. Toe sê ek, snot is maar iets wat in elke ou se liggaam geproduseer word. Elke ou het dit, baie keer as jy siek is, het jy bietjie meer van dit. OK. Dis nie 'n vloekwoord nie. OK. As ek 'n klein kindjie se neus gaan afvee, dan het ek nie nou iets ongoddeliks gepraat nie. Mamma gaan net gou daai goetertjies. En ek vra die tannie die volgende, ek sê tannie, plaas tannie net nou die diens luister en nie fokus op die snot nie. Net op daai gedeelte. Ek het die wêreld se respek vir die Alfa en die Omega aan die begin en einde. So ek sal nooit iets probeer doen buite orde nie, maar as jy 'n fout soek in 'n diens, gaan jy 'n fout kry. Amen. En ek sal dit weer sê, once save always save is 'n pot snot. As simpel as dit. En ek wil, terwyl ek gou op daai ding is daar 'n man met my kontak. Okay, hy was baie, jy weet as hy ou 10 keer bel, gaan ek eendag van die tyd antwoord, okay? En ek dink dat ek hierdie ou se foon net antwoord, maar nou is ek op die pad iewers heen. En hy sê vir my, ek wil jou aanvat oor hierdie once save always save, pastoor Des. Ek sê vir jou, as jy hart vir die Here gee, word al jou sondes vergewe wat jy reeds gedoen het en vorentoe. Toe vra ek vir hom, okay, as jy so sê, wil ek jou ietsie vra, okay? So as ek nou vandag my hart vir die Here gee, 15 jaar oud, nê? En oor 10 jaar verkrag ek iemand, het God my klaar vergewe vir daai verkrachting. Toe sê hy, ja maar, toe sê ek presies. Toe sê ek, hou op vir mense sê dat as jou hart vir die Here gee, kan jy gaan lewe soos jy wil. Ek sê, ek bid vir jou nou. Hy het die foon neergesit, ek kon nie vir hom bid nie, maar ons moenie hierdie leuns van die vyand glo nie. En hierdie diens is eintlik perfek. Hoekom het ons die wapenrusting nodig het as once save always save die waarheid is? Dis nogal 'n groot een, hè? Donnie? As ek die wapen, as once save always save die waarheid is, hoekom ek die wapenrusting nodig elke dag van my lewe? Want ek mos klaar gered, John. Want dan wat maak dit saak? Ek hoef dan ek kan maar lewe soos ek wil. Harry? Hoekom het die Here aan my gesê, my kind, hier's vir jou wapens? Want die Here het geweet, as jy van die pad afgaan, gaan jy nie die beloofde land ingaan nie.
En ek weet nie van julle nie, ek gaan hel toe vir niemand nie. Laaste een. Okay, wees eerlik. Wie's bly dis die laaste een? Prys die Here. Ek het nie gedink julle gaan regtig julle hande opsteek. Okay. Laaste een. Okay. Jo. Die laaste een is die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Okay. Dadelik as jy hieraan dink, dan dink jy op Psalm 119 vers 105. My woord is 'n lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad. Okay? Jy dink dadelik aan Johannes 8 vers 32. My woord is die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. Maar ek het nou daaraan gedink, nê. Hierso gaan ek bietjie meer. Ek wil bietjie dieper gaan hierso. Ons is disippels van wie? Jesus, oom Rian, ja, Jesus, né? Wat het Jesus gedoen toe die vyand hom aanval? Daar staan geskrywe. OK? Kan ek vir jou wys in die Gees wat gebeur het toe hy dit doen? Hy die swaard uitgehaal. Toe die vyand vir hom sê, toe hy op die dak van die buitekant van Jerusalem staan, toe sê hy, spring hier af, jy is die seun van God, jy gaan nou okay wees. Toe sê hy, jy mag, die Here sê jy mag hom nie versoek nie, haal hy die swaard uit. Imagine dit in die Gees, né? Die vyand kom en hy val jou huwelik aan en jy haal Efesiërs 5 uit, vers 23 tot 31. Jy haal 1 Petrus 3 vers 7, jy haal hy swaard so uit in die gebed. Want ek wil hê jy moet gebed en hierdie, want is die swaard van die Gees. Dis nie net woord nie, gebed is saam hierso. Because I pray in the Spirit. So nou wil ek hê dat wanneer jy onder die aanval is, moet jy na jou binnekamer toe gaan en jy wees 'n prayer warrior in jou binnekamer. Jy wees 'n prayer warrior in jou kombuis en jy gaan daartoe en ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee vanoggend oor iets wat in my lewe besig is om te gebeur, dat julle 'n idee kan kry wat om te doen, want baie mense sê okay, dis mooi, maar hoe doen ons hierdie pastoor Des? Ek sit in 'n hospitaalkamer, soos baie van julle weet, en ek het dan net slegte nuus gekry by 'n dokter wat bietjie meer taktvol kon gewees het, dink ek, maar hy het my nou gesê wat hy wou gesê het, en dan los hulle my alleen, en in die plek waar ek was, is daar 8 kamers, dis 'n overflow, daar's geen persoon daar nie, dis net ek. En ek sit daar, en ek het 'n gedagte die dag daaroor uitgestuur, Here, wat is die plan? En ek raak stil, en eerstens aanvaar ek nie dit wat hy gesê het nie. Okay, dit was die eerste ding. Maar ek sê die volgende. Ek sê, Here, wat ook al dit is, want dit kan iets kleins wees eintlik. Kan nie stupids wees. Okay? Want ons as mens hardloop dadelik Google toe en dan het ek dit. Google is gevaarlik. Okay? En ek raak stil en ek sit daar en ek begin bid en ek sê, Vader, ek kom vanoggend na U toe. In die wonderlike, of was die aand, ek sê, Vader, ek kom vanaand na U toe in die wonderlike naam van Jesus. Ek behoort aan U. U woord sê in Jesaja dat ek behoort aan U. U sê daar dat jy is myne, ek het jou by jou naam geroep. U sê dit. So ek behoort aan U, Vader. Nou ek weet dat hierdie pyne wil nie weggaan nie. So ek weet daar's iets fout. So ek vra vandag vir U, Vader. Laat U wil geskied soos dit met Sadrag, Mesach en Abednego geskied het. Dat wat ook al gebeur, dat ek nog steeds nie voor hierdie wêreldse negativiteit gaan neerbuig nie. Ek gaan staan op U woord en weet U woord is die waarheid. Okay. En ek begin met die Here te praat, maar nou die mense om my dink ek's mal as hulle nou daar inkom en daar het later 2 mense oorkant ingekom in die nurse. Die nurse ding is op die foon. Sy dink is besig om met iemand te praat. Sy kom en sy sê, "You're talking to your wife." Sy sê, "No, I'm speaking to God. Can you please go out?" Ek sê vir haar, "Can you please leave the room? I'm speaking to God." Sy sê, "Are you serious?" Toe sê ek, "Yes. This look like I'm talking." Ek vra vir haar, "Lyk dit of ek 'n joke maak?" Ek sê vir haar, "Jy moet nou uitgaan." En sy sê, "Yes, sy's fine." Sy sê, "Gaan uitgaan."
En ek sit verder daar en ek praat met die Here. Ek sê Vader, ek het Deuteronomium 28 vers 2 tot 14 net die ander dag oor my familie gespreek, dat my ingang en my uitgang sal geseën wees. Vader, ek het net die ander dag gesê, maar die vyand op een pad op my afloop gaan hy op 7 verskillende paaie verslaan word. Vader, ek weet as ek dit gespreek het, en wat niemand hierso weet nie, dat voordat ek daartoe gaan het, ek het 3 dae watervas gedoen. Waar ek net water gehad het vir 3 dae, 72 uur. Eintlik het dit op die einde uitgewerk op so 92, 94 uur. Vir mense in hierdie kerk wat ek geweet het dat die Daniël vas, ek wou bietjie verder gaan, ek wou dieper gaan, dat God mense se lewens verander. So nou weet ek dat die vyand is nie gelukkig nie, maar ek het die swaard van die Gees uitgetrek en I was not in the defensive, want dis die Christen se probleem. Ons is die heeltyd op die defensive. It's time to attack. Ons is heeltyd besig om te sê jammer een hierdie nee. Nee, haal hy swaard uit en gaan na die vyand toe. Jy gaan nie net staan en keer nie. Gaan val die ding aan. Gaan sê vir hom, jy bly weg van my kinders af. Gaan sê vir hom, jy het geen plek by my huwelik nie. Gaan sê vir hom, haal jou wapens uit. Kry daai salfolie uit, haal daai nagmaal uit. Julle weet ons het al daai goed deurgaan. Kry die woord van God by jou en sê Vader, ek gaan nie toelaat nie. En ek begin die verse en al die dinge gee. En julle gaan nou vir my sê pastoor, was jy die volgende dag okay? Nee, hulle het my opgeneem. En jy gaan vir my sê pastoor, nou wat nou? My geloof is nie gebaseer op wat ek sien nie, maar die onsienlike volgens Hebreërs 11 vers 1 tot 3. En daai dokter kom na my toe en hy sê vir my, okay, ons gaan nou hierdie toetse doen. Toe sê ek nee, maar as jy hierdie toetse doen, hoe lank gaan ek hier bly? Sy sê seker maar, sê ek nee, ek gaan huis toe. Sy sê vir my, are you sure? Sê ek yes. Sê ek, if I made up my mind, I'm going home. Sy teken net hierdie vorm. Te sê, jy teken jouself uit. Sê nie, is kwaai, bring. Ek het nou klaar vir die Here gevra, en ek is nie, wat is die regte woord? Ek haat dit as mense sê, ons het nie, ek wil hierdie graag met julle deel. Ek het 'n groot probleem met mense wat sê, ons het nie nodig om dokter toe te gaan nie. Jy het nie nodig om jou pille te vat nie. Kan ek julle 'n voorbeeld gee? Daar's 'n profeet van God wat na Hizkia toe loop. God sê vir hom, sê vir Hizkia, hy gaan sterf binnekort. Hizkia loop na hom toe en Hizkia sê, die profeet loop na Hizkia toe en sê, hoor jy moet jouself dinge in orde kry, jy gaan sterf. As ou na my toe kom met sulke nuus, ek blok hom. Ek is eerlik, vandag WhatsApp ek blok jou. Sorry, my kom met slegte nuus nie, maar okay. Ek dink net, okay. En hy draai na die muur toe en hy begin met God te praat, Cassie. Hy reik uit na God toe, haal die swaard uit. Profeet, die koning, Hizkia was lief vir God. Hy praat met die Here. Hy sê, Here, ek jammer oor alles wat ek gedoen het, alles wat ek verkeerd gedoen het. Die Here hoor sy hart, voordat die profeet uit is, sê die Here vir hom, draai terug, gaan sê vir hom, dat hy gaan 15 jaar by sy lewe byvoeg. Maar, hoor hierso, hy moet nog steeds die vye koek vat en dit op die seerplekke sit. Dis die stuk wat mense vergeet. Daar's Christene daar buite wat vir jou sê, hoekom vat jy jou bloeddruk medikasie, jy glo nie aan God nie. Die woord van God sê, deur sy verlossing gee hy vir my wysheid en verstand. Daar's 'n pastoor wat eendag my vrou bel en vir haar sê, sy moet alle epilepsie medikasie los, want sy het geen geloof in God nie. Ek sê vir haar, Shani, gee my asseblief sy nommer. Ek wil met hom gesels. Dit gaan nie oor dat jy nie glo dat God kan genees nie. Ek glo God kan my vrou môre genees, indien hy wil. Ek glo God kan, wat ook al hierdie is, vandag wegvat as hy wil. Ek glo dat God kan enige iemand in hierdie gebou genees. Maar as die Here vir ons 'n uitweg gestuur het tot die genesing, moenie dom wees om 'n uitweg te gebruik nie. Want dit is, en is die ouens, weet jy wie sê sulke goed, wie nie deur dit gaan nie? Die ou wat nie deur dit gaan nie. Ek sal nooit die pa vergeet, wat sy dogtertjie oorlede is, hy het geweier dat hulle haar hospitaal toe vat, omdat hy het geglo dat God gaan haar genees, en ek het by hom gestaan en vir hom gesê, laat hierdie kind hospitaal toe gaan, God sal haar daar genees. Toe sê hy vir my, sy pastoor het vir hom gesê, God gaan haar hier genees. En daai meisiekind is in sy arms toe. 9 jaar terug, ek sal dit nooit vergeet nie. En toe sê hy kwaad vir God, toe sê ek, wat het God het nie vir jou niks gesê nie, jy het na jou pastoor geluister. Hy sê, ek het vir jou gesê, vat haar, die Here sal daar die regte mense stuur, om jou dogtertjie deur hierdie te dra. Dis nie 'n saak van ongeloof nie. Ek glo God kan.
So Hizkia het geglo God kan. Die profeet het van God direk gehoor en gehoor God kan. Hy het dit gehoor, maar wat het hy gedoen? Hy was gehoorsaam teenoor dit wat God gesê het. Hoekom was daai vye koek? Hoekom was dit ewe nodig? Want God het geweet wat daarin is nodig om daai genesing te bring. Waar kom dit vandaan? Van die Alfa en die Omega, die begin en einde af. Van die Alfa en Omega, die begin en einde. Jesus genees 'n man. Wat sê hy vir hom? Gaan druk modder in jou oë. Ons weet nie wat in daai goed was om daai genesing te bring. Dit was dalk nie die gehoorsaamheid, maar die God wat ek dien, is die God van die onmoontlike en alles. Hy gebruik miskien nie die maniere hoe ons wil hê die genesing moet plaasvind nie, maar hy stuur nog steeds 'n deurbraak met die genesing. En dan wil ons baie keer deur mense aangeval word wat nie in dieselfde situasie sit nie, maar as dit hulle kleinkind is hulle nou by ongevalle. Maar hulle val jou aan wanneer jy so iets doen. En ek weet God is besig met iemand te praat vanoggend. Ek glo met alles, jy gaan in jou lewe nie 'n pastoor kry wat meer glo God kan as hierdie man wat voor julle staan nie. Ek glo God kan met alles binne in my. Maar die Here het my 'n wapenrusting gegee met 'n helm van verlossing van verstand om te sê totdat hy gaan ek gehoorsaam wees op die uitweg wat die Here vir my gestuur het. Totdat hy gaan. Want so ek sê nie God gaan nie, maar totdat hy gaan. Totdat hy gaan. Hierdie man loop 'n pad met die Here, maar hy moet nog steeds sy cholesterolpilletjies drink. Kan ek jou gesê hoekom? Want in Prediker 3 is daar 'n boodskap wat sê dat Prediker 12 wat leer, gaan lees Prediker 12 wat sê jou rug gaan krom word, jou tande gaan begine uitval. Jy gaan nie meer lekker hoor nie en jy gaan nie meer begine lekker sien nie, want hierdie liggaam gaan een of ander tyd begine ingee. Dis wat gaan gebeur. Ek het wel gesê my vrou, jy beter piek en trou vir liefde. Want want ons vergaan. Ons hierdie liggaam, die buitenste liggaam vergaan. Maak nie saak hoeveel botox, alles wat jy wil gaan doen nie. Dit gaan een of ander tyd vergaan. En party mense lyk net onnatuurlik, 60, maar jou gesig lyk, die Here weet. So ek neem aan dit was julle laaste diens, wie ook al dit was. Dis 'n grap, jou man gedien het. Prys die Here, dis lekker. Ons ook nog gaan ons nou uit. So die volgende keer wanneer die vyand by die werk kom en hy sit daar 'n retrenchment brief neer, hardloop jy nie baas toe en stuur dadelik jou CV uit nie, jy gaan nie jou binnekamer toe eerste. En jy gaan na God se woord en jy haal hy swaard uit en jy begin op God te vertrou. Wanneer jy sien jou kind is besig om droog te maak, wanneer laas het dit gehelp dat jy met hom praat daaroor? Annelies, luister hulle. Nee, weet jy wat gaan doen? Jy gaan nie jou binnekamer toe met God met hulle praat. Party familie kan jy nie meer kommunikeer nie. Jy kan nie, jy kan met hulle probeer kommunikeer. Hulle het narcissiste, jy kan nie met 'n narcissus kommunikeer nie. Jy kan nie met 'n narcissus kommunikeer nie. Weet jy wat doen jy? Jy gee die narcissus vir God. Jy gaan nie jou binnekamer toe, haal hy swaard uit. Jy moet mense al begin sien. Ek wil nou nie jy moet as iemand jou aanhaal sê, "Wat doen jy nou?" My swaard uitgehaal. Jy gaan sien wat gaan gebeur. Ons nou in die gees sit hulle daar. Dis hier daai probleem wat nie wil weggaan nie. Wat dink hulle is in beheer. God bly in beheer. Ek gaan na my binnekamer toe, ek haal my swaard uit. Ek doen geregtigheid. Hier is die groot ding nie. Ek kan nie die swaard en ek gaan nou afsluit. Ek kan nie die swaard uithaal as ek nie geregtigheid nastreef nie. Ons fight meer as wat ons moet. As gevolg van ons eie keuses. Party mense, en ek wil afsluit met hierdie woorde, twee gedagtes. Moenie die byenes slaan en dan wonder hoekom steek die bye jou nie. Ja. Was jare terug by die klein kerk. Loop ek en 'n tannie na 'n deur toe. En ek maak uit deur op, maar daai perde by kom maar uit. Ek los hy tannie daar. Ek los haar daar. Ek is nie lelik nie, maar ek het 'n keuse gemaak. Sy lewe nog, moenie stres nie. Ek klim in die kar, my vrou sê, kom by die huis, sy sê, waar is die tannie? Ek sê, ek weet nie. Sorry julle, ek moes dit net, ek is maar net wie ek is. Ek jammer, as dit nou weer iemand ontstel het.
Maar dit was een van die funnieste dinge. Was nie funny in die oomblik nie. Na die tyd, daai tannie bel my. Pastor, waar is jy? Ek sê tannie, ek's op by die huis. Onthou jy? Twee van hulle het my gesteek in die agterkop. Ja, agter. Hulle het haar gesteek hoor. Ja, hulle het vir haar gesteek. Sorry. Ek hoor hierdie was 9 jaar terug. Ek het baie verander. My judge op 9 jaar terug. Hierdie is deel van my getuienis. Laaste ding wat ek jou wil vra is dat wanneer jy deel word, ek wil net jou by hierdie vraag by jou los. In ons land, nê, een van die dinge wat my die kwaadste maak is dat iemand gebraai kan word. Maak nie saak wie dit is nie. By binnelandse sake, by oral, man enigiets. Ek weet ouens wat hulle koop hulle seun in die eerste span. Julle verstaan nie goed wat ek van praat. Laerskool, netbal, ek man oral. So ek haat iets wat onregverdig is, nê? Ek haat 'n bribe. Nê? Wie van julle voel dieselfde? Wie haat 'n bribe? Nou wil ek gou vir jou ietsie vra wat die Here my op my hart gelê het om nou met jou te deel voordat ek afsluit. Ek en jy is deel van die koninkryk van God wat beteken ons trek die wapenrusting aan met ons beklei aan die kant. Ek wil net vir jou vra, vat jy bribes? Wanneer jou vriend by jou kom en sê kom ons gaan doen gou vinnig hierdie. Maar dan vat jy 'n bribe. En vanoggend toe dink ek, hoeveel Christene vat deur die week bribes? Waar die vyand vir jou sê, kyk gou vinnig pon. En jy gaan vir my sê, pastoor, hoe is dit 'n bribe? Wanneer ek besluit om teen die vyand te beklei, hierdie vyand 'n probleem met my en my familie. Wanneer ek die bribe vat, is daar toegang tot my familie. En toegang tot my. En vanoggend wil ek vir jou sê is dat ek vra dat die Here elkeen van ons help dat ons niks meer bribes vat nie. Ek vat nie 'n bribe nie. Weet jy wat is 'n bribe? Om nie iemand se gevoelens seer te maak nie. En nou doen ons nou maar die ding saam met hulle. So daai pel wat vinnig by jou kuier en sê, ag man, moenie, ag, is nie die einde van die wêreld nie. Jou vrou kom na jou toe, my man, ek wil nie goed by die huis hê nie. En jy sê, ag my vrou, dis nie die einde van die wêreld nie, is ook net. En op die ou einde het jy eintlik wat? Jy het 'n bribe gevat. Hoekom? Want jy wil nie sy gevoelens op sy seermaak of sy vriendskap verloor nie. So nou wil ek jou vra, die ou wat die bribe gee en die ou wat die bribe toelaat is net so skuldig. Albei. Dis nie 'n lekker een om mee te eindig nie, nê? Ek wil geen bribes vat Sean in my huwelik nie. Niks nie. Want my huwelik is dit nie werd nie. As jy my sê, pastoor, gee vir my voorbeelde van bribes. Ons praat die hele tyd van pornografie, maar ek wil iets anders te gou praat. 'n Foon gaan nie belangriker word as my vrou nie. Want God het vir my 'n wapen gegee van geregtigheid en vrede. Nou wil ek heeltyd, ek kan nie wag om net heeltyd op die foon te wees nie. So ek is besig om 'n bribe te vat dat die vyand nie meer toegang het of ek hou nie daai skoene van vrede nou nie. Julle verstaan wat ek probeer sê. Dis sulke stupid goed wat eintlik op die ou ende ongelukkigheid bring, want sy sit daar en wag om met my te praat. Sy wag die hele dag net vir my. Sy het eintlik al hele lewe lank gewag vir my, maar nee, net vandag nie. Ek dink die dag toe ek haar sien, toe daar seker agtergrondmusiek gespeel en What? Hello? Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Okay. So kom ons vat nie bribes nie. Kom ons staan vir geregtigheid as dit kom by die werk van die Here. Verkeerd is verkeerd. Verkeerd bly verkeerd. Kan ek jou sê wat gaan jy eendag verloor vir jou bribes? Jou saligheid. Ek gaan hel toe van niemand nie. Ek sê dit vanoggend. So as julle vir my kan, ons gaan nie alles deurgaan nie, maar as julle vir my kan sê julle kan uit hierdie diens uit hierdie vat en dit gaan toepas, dan kan ons afsluit. Het julle iets geleer? Asseblief. So as John Koen al 5 vir my kan sê, dan kan ons. Nee, ek sal nie dit doen nie seën.
Ek sal dit nooit doen nie. Maar ek wil, maar ek gaan nie. Hy is 'n goeie seun. Ek noem hom net altyd sy naam, ja. OK. So ons gaan dit iemand anders te vir ons al 5 gee. Ek wil net hê jy moet dit gaan toepas, ouens. Laat dit 'n verskil maak in jou lewe. En ek hoop hierdie as jy dit toepas, gaan jy kom getuig. Kom ons begin by geregtigheid, okay? Staan vas. Sê nee. Ek het julle gesê die helm van verlossing leer jou nee sê, Dries. Nee. Nee is 'n fantastiese woord as jy 'n kind van die Here is. Nee. Maar ek wil nee. Mamma, daar gaan nee. Mamma, hulle wil ek wat van nee? But mom, everybody, ek freaking worry of jy Engels praat nie, nee. Nee. Mamma, al die kinders behalwe jy. Nee. Hoekom? Want ek gee jou die wapenrusting, my kind, jy gaan eendag vir my dankie sê. Die antwoord is nee. Hoorie, my vrou, daai mense kom kuier, dan sê sy, ek sê nou al vir jou, nee. Maar my vrou, hulle is nee. Okay, jy's reg, hulle bring nooit hulle eie vleis nie, so anyway, so. Nee. Kom ons staan. Ek gaan eerlik wees, my favourite stuk uit die preek uit, en ek nou weet jy kan nie 'n favourite stuk hê nie, was die stuk van die, toe ek vanoggend dit kry, dog ek jy is so awesome, van die water. Dit was my favourite. Die watergedeelte. Daai was vir my net next level. Ek is bly vir elkeen van julle wat kerk toe gery het vanoggend. En ek wil jou vra, geen diens is 'n aanval nie, dis 'n uitweg. Ja. Geen diens is 'n aanval nie, dis eintlik net 'n uitweg. Because God loves you. Die Here het jou lief. Die Here het jou baie baie lief. Okay. Kom ons sluit die oë. Vader, daar's self baie werk in my eie lewe om die volle wapenrusting elke dag aan te trek. Ek kan nie vir u jok of ewen voor almal hierso jok nie. So ek weet waar ek aan moet werk. En ek vra u dat u my asseblief sal help om dit te kan doen. Herinner my, want ons het laas geleer, dit was op 'n selgroep, dat die Heilige Gees, een van die doel van die Heilige Gees is om ons herinner wat die woord sê. So herinner my wat die woord sê, wanneer ek in die situasie is, dat ek kan staande bly teen die liste van die vyand. Ek wil bid dat die toetse hierdie week sal goed gaan, en ons vertrou op u daarvoor, en ek is eintlik op 'n plek in my lewe, Vader, wat ook al gebeur, of dit nou goeie nuus is, minder goeie nuus of slegte nuus is, alles tot eer van u naam, Here. U bly in beheer. Eintlik vra ek net dat u wil geskied, Here, dat hierdie nonsens net kan weggaan, want dis aanhoudend en ongemaklik en nie lekker nie, Here. En ons vertrou op u vir dit. Vader, daar's mense wat baie erger dinge deurgaan in hulle lewe as ek. En ek wil vir elkeen van hulle bid vanoggend, Here, dat u saam met hulle ook sal gaan. En ek wil vra dat u vir hulle sal voorsien en dat u perfekte wil in hulle lewe sal geskied. En ons bid dit vandag in Jesus naam. Amen. Amen. Onthou julle, ek gaan dit net weer noem, die 29ste Mei gaan ons die oggend 9:00 hierso die hemelvaartsdiens hou. Okay. 'n Geseënde dag vir julle almal verder. Ek wens ek kon julle groet, maar ek het 'n afspraak wat ek ook nou moet bywoon. Dankie julle.